En dat is 'n half eeuw gelede. In elk geval, dit is gedurende die HI Verwoerd Hospitaal wat nou bekend staan as die Steve Biko Akademiese Hospitaal in Pretoria. En Elise verhaal het in die vroeë 1980s groot aandag getrek met die Sondagkoerant rapport wat uittreksels uit haar lewensverhaal vir 7-8 keer volgende weke gepubliseer het. En in hierdie autobiografie van haar wat vanaand hier so te koop is 2 lewens wat in 2022 by Hemel en See boeke verskyn het, vertel sy haar reis van 'n skaam seentjie in die Karoo tot 'n vrou wat geskiedenis gemaak het as Suid-Afrika se oudste, bekendste transseksuele en nie transgender nie. Ek het 'n fout gemaak. Ek maak baie foute met hierdie tipe terminologie. En Elise baie gestel daarop dat sy is transseksueel en nie transgender nie, en julle sal later die verskil daaroor hoor. En miskien sal hierdie dat verskil daarvan, wie weet. Sy beskryf in haar boek hoe sy reeds op was 'n 3-jarige ouderdom begin agterkom het, geweet het dat jy eintlik in die verkeerde liggaam gebore is. En hoe sy ten spyte van die maatskaplike en godsdienstige uitdagings haar drome staan nagejaag het. Die lees woon hier so op die strand en sy het ook groot persoonlike mylpale bereik soos wat Ben genoem het met haar huwelik met Marinda 2007. Elise liefdeslewe soos nou by uitkom, dit was ook 'n rollercoaster ride gewees. Baie opsigtig gewees. Maar Elise bly 'n inspirerende sê vir transregte en menslikheid en haar openhartigheid en veral ook haar lekker sin vir humor. Elise, ek dink ek wil graag ons in die gesprek baie informeel hou, maar so 'n bietjie in 2 dele. Die eerste deel wil ek met jou gesels oor jou boek en jou lewensreis, en die tweede deel wil ek meer by jou hoor juist oor die terminologie waarvan ons praat en jou idee, die Trump se uitsprake en die tipe goeders en ongemaklike vrae wat mense vra en dan ook kans gee vir vraagtyd, want wat lekker is van jou wat ek van die begin af agterkom het, jy gee nie om wat se vrae mense jou vra nie, en mens mag maar van jou verskil en jy kan vir jou vra net wat jy wil. So maar kom ons begin van die begin af. In 2 lewens skryf jy oor jou kinderjare en die besef op 3 jaar oud dat jy eintlik in die verkeerde liggaam is. Nou my vraag is, hoe het jou familie en gemeenskap destyds gereageer toe jy begin uitdruk het dat jy eintlik voel jy is 'n dogtertjie of 'n vrou en nie 'n seun nie? Dis die eerste deel, en die tweede deel, is dit moontlik dat mens al op 3-jarige of 4-jarige of daai jong ouderdom reg maar kan weet, maar iets is nie reg in die geslag waarmee ek biologies gebore is en psigies die mens wie ek is. Ek wil net eers weet, hoor julle vir my op hierdie ding? Jean, dit is eintlik vreeslik 'n moeilike ding om regtig te kan bewys. Ek was in 'n omgewing van 3 jaar oud gewees toe ek die eerste keer manifesteer het met 'n trourok. Ek wou vreeslik graag 'n bruid wees. My ouma se tafel net afgesteel het van haar kombuistafel en my broek ingedruk het en daar was bure oor kan die straat gewees, 2 ou tannies wat my goed gesind was en bruid gespeel het, al met die tuinpaadjie op en so het mens getroud geraak met 'n suikerlepel wolsuiker, dit was die trouring. Dis waar die hele storie afgeskop het. My ma en pa is geskei toe ek 5 is en hy het oorspel gepleeg en gevolglik het ek en my suster baie by my oupa en ouma groot geword. My oupa was 'n wiskunde en wetenskaponderwyser gewees en hy was vice-prinsipaal van die skool en geweldig gesteld gewees op wat is reg en wat is verkeerd. Hoe bereken jy dit? En sê middel van 'n maaltyd is aan die tafel en hy vra vir jou wat is die equation van dit, dat nie ander en jy antwoord nie vinnig genoeg nie, dan sê die studeerkamer toegestuur sonder die res van jou bordkos. Ouma was die een gewees wat naaste aan my was op daai stadium, want my ma kon nie eintlik haar moederlike pligte nakom nie. Sy het gewerk en sy het die geld ingebring om 2 kinders as 'n enkel ma groot te maak. As daar iemand is wat ek seker leergesel het op daai stadium, was ek seker my ma, maar oupa het altyd vir haar getroostig gesê, man, die kind is besig om 'n fase deur te maak. Hy gaan verander. Hy sal definitief aan die ander kant deel uitkom. En nou ja, ek is nog heel soos ek hier sit.
Maar ek het net die ou stukkie linksriem laat verander. Later tyd. Ek kan nie dink nou dat mense kan praat dat dit al half eeuw gelede was. 'n half eeuw is nou nogal 'n groot syfer, maar dit is 50 jaar gelede. Maar oupa was eintlik die persoon geweest wat die grootste rol, of sal ek sê die negatiewe faktor in my lewe was. My ouma is die persoon wat die grootste rol in my lewe gespeel het en waarom my name na haar genoem is. Wat was vir jou die moeilikste oomblikke in daardie vroeë jare, toe jy nou, jou oupa sê, dis net 'n fase, en jy weet, dit is meer as 'n fase, dit is wie jy is daar iets wat jy in jou kop kan terugroep, ek praat nie van die jong jare, wat vir jou regtig waar moeilik was? Maar iets wat my verskriklik verkleineer het, was toe oupa vir my na die huisdokter toe neem, om vir my te laat inspekteer, is alles reg daaronder, want hoekom is die kind dan so? Ek het 'n vreeslike hoë stemmetjie gehad en ek het vreeslik gesing daai jaar. Was hy reg? Net 'n bietjie daar. Was praat ons seker, hè? Okay. Net toe. En dan En jy sit my kop onder sy boom wees. Nou, dit was werklik 'n tyd in 'n mens se lewe gewees waar jy onkundig was. Dit was totaal naïef gewees. Daar was so iets sprake dat jy ooit seks gesels het in die huis nie. Jy het nie met jou ouers of met jou oupa en ouma natuurlik nie, geensins nie, met enige een gepraat wat sulke dinge aanbetref nie. So, hoe vind jy sulke dinge uit vir jouself? Hoe gaan jy vasstel, wat is fout met jou? Iets is nie reg nie, want jy wil 'n vrou wees, jy steel jou ma se klere uit die klerekas uit, en trek vir jou aan, en jy speel vrou. En dan hardloop jy om alles weg te steek as jy sien iemand is op pad huis toe. Dit was baie moeilik geweest daai jare, want jy het uitgestaan in die gemeenskap, jy is vreeslik geboelie op skool, mense het jou geweldig verkleineer, seer gemaak, onwetend seker, maar nietemin seer gemaak, en jy moes dit verwerk en wegsteek, sodat mense nie weet wat het is wat jou seer maak nie. Maar het jy jou geweldig minderwaardig laat voel, en jy het gevoel, dis 'n skande op jou ouer wat jy bring. Sy doen soveel om vir jou goeie opbrengs te gee, maar hulle vind fout met haar kind. En dit was vir my geweldige streweling geweest. Ek kon nie met hulle praat daaroor nie, om seks bespreek met jy het self nie geweet wat seks is nie. Jy het geweet hoe nou jy eier, maar jy het nie geweet hoe kom jy kyk en binne in die eier, en die dop nie. Want as het dan nog gekookte eier wat uitkom as mens het eet. So, as jy 'n aanslam gevoer het op die plaas uit 'n brandewijnbottel uit deur die Oogiestraat, het jy geweet, dit is 'n lammetjie. Maar jy het nie geweet hoe word hy lammetjie gemaak nie. Dit was totaal naïef geweest, dit was totaal teen, sal ek sê, die algemene ouerlike gesprek om enige so iets te vra. Jy het nie eens gevra, waar kom jy vandaan nie, want almal het jou vertel, die ooievaar het jou gebring. Ek wil net altyd weet, het heeft my boven van die koorsteen af laat val in die hert in, of hoe het hy vir my tot onder gebring, dat hy vlerke van hom seer kry. So, dit is aan die begin van my lewe gewees, waar ek besef het, ek is anders as ander seuns. Ek het nie met hulle identificeer nie, ek het uit 'n baie musikale familie uitgekom, my oupa het viool gespeel, my ma klavier, ek het hulle gevolg aan dit, en woonop gesing, en jy het soort van uitgestaan, want by die skool het hulle vir jou altyd in rolle gesit, wat jy 'n vrouwerol moes vertolk, of jy weet, enige konserte wat gehou was, het jy as vrou opgetree. En
in die kerk het jy altyd voorgesing as 'n sopraan met die hoogste stem, nie eers die meisies kon so hoog sing nie. Die gevolg is dat jy was snaaks, jy was anders. Daar was iets wat nie reg was. En jy weet self nie wat is nie reg nie. Later van tyd het jy gehoor van homoseksualiteit, maar dit was absolute woord wat jy nie eens kon opkyk in die woordeboek nie, want dit was nie 'n wet gewees daai jare. So het jy baie naïef groot geword. Ek het eers toe hier so in die army gekom, en ek was in die army, en ek was 'n 2-streep korporaal gewees. Maar dis eers daar wat jy geweet het, of gehoor het, wat is seks eintlik, en wat maak 'n man, en wat nie. En maak nie saak wie en wat ek was nie. Ek is vreeslik trots op dat ek 'n 2-streep korporaal geword het. En ek is vreeslik trots op dat ek nooit een keer flauw geval het op die paradegrond. En daar's groot mans gewees met borshare en sulke dinge wat flauw geval het, maar ek het nie een keer. Maar daar's 2 dinge wat my eers as groot mens eintlik byval. En dit is met PT. As jy jou fisiese opleiding moes gaan ondergaan, het hulle 'n lang telefoonpaal gehad. En as het hulle 3 manskappe op die telefoonpaal, jy moet buk en optel en buk en optel. Ek is die kortste en die vetste en hulle sit vir my in die middel. Die gevolg is ek het altyd geweldige pyn gehad as hulle die paal optel, tel hulle om so hoog as moontlik. Maar die 2 dinge wat vir my uitstaan is die feit dat jy 'n tou moes opklim tot bo teen die plafon, oorgang oor die rivier aan die kant af. Dis hoe hulle vir jou opgelei het. En ek kon om my die dood nie daai tou opneem. Maar ek het nooit ophou probeer nie. En dis waar ek die eerste keer werklik tot besef gekom het dat deursettingsvermoë jou gaan deurtrek deur die lewe. Want dis die eerste keer waar die woord deursettingsvermoë deur 'n senior gebruik was. Kan jy sien, die kind kan nie daarbo kom nie. Maar hy hou nie op nie, hy probeer aan mekaar, hy gee nie op nie. En dit het vir my fondasie geskep. Ek het bril gedra daai jare. En daar was 'n lang man, Lotter is sy van gewees, ek kan nie meer sy voornaam onthou nie. En ek was kort en vet. En ons was boks. En hulle het ons getrek, ons is nie bokskry. En my brille is af en hy het ook gebril, syne is af. En ek het net geweet, ek moet so hard as moontlik slaan as wat ek kan. Ek kon 'n lucernebal optel op die plaas, so daar was 'n bietjie speelkrag gewees, hulle is nou als weg, maar ek kon dit doen. En ek het so hard as wat ek kan vorentoe geslaan en voor, tot ek om raak geslaan het. En ek het aan tyd geslaan. Maar dit was pure geluk geweest. Niks anders nie. Maar natuurlijk was ek toe nou champion geweest daai dag. Maar hulle het ook van jou gehou in die opsig, jy het van hulle skoene gebou en van die goeders gedoen wat hulle nie wou gedoen het, wat gewone Marsie wou gedoen, die jy vir hulle gedoen. Wel, ek het 'n bietjie spandeergeld gegee. Ja, nee, ek het toe weer kennis gemaak met my biologiese pa, hy het in Pretoria gebly. En naweek het hy my kom uithaal op pas. Sy vrou het vir my toebroodjies gemaak, hele blik vol toebroodjies, so as ek persoonlik aan terug is in die kamp, dan het al die manskappe na my gekom, wat het jy saamgebring, Dan het jy nog so 'n groot cardboardbox, paaiets koekies gekry, weet jy of jy dit onthou, maar 'n groot box met klomp koekies in 2 lae. En dit en 'n hele blik toebroodjies, is wat jou persoonlik aan teruggebring het. Almal om in die kaserne is daar om jou bed en almal wil eet en almal wil saam maak, maar hulle die broek wat moet gepres word en daai bunny jacket wat gestryk moet word, hierdie paar skoene wat gebou moet word, en so het ek geld gemaak. En ek vergeet nou wat die winkel se naam, ek dink is MMI of so iets op Voortrekker hoogte gewees, waar ek toe nou my eerste eie goed gaan koop. Dit was, ek maak nou nie 'n grap daarvan nie, want ek het geweet wat is die army nie. Ek het net geweet, jy gaan opsou, toe ek gaan vir jou soldaat maak, en
toe is die storie daar op die grens aan die gang en jy gaan dood terugkom. En die kinders was so breed daai jare gewees, dat 2 weke nadat ek weg is Voordekker-hoogte toe, het die kinders 'n kraansie voor my ma se deur gaan neersit, want hulle het gedink ek gaan dood terugkom. Ek sal dit nie oorleef nie. En daaroor is dit klink seker terrible dat 'n mens dit sê, maar ek is tot vandag toe trots op die 2-streep operaal posisie wat 'n mens kry. Die lekkerte was, na die eerste 6 maande dat jy onderkoperaal geword het, was die tweede inname gewees, was 2 innames 'n jaar. Was daar van die oukies wat saam met my op skool was, wat moes strek elke slag as hulle by jou verbystap. En dit was vir hulle net te veel gewees, maar dat het vir my lekker te verskaf. Maar jy mag het nie sê nie, ook nie wys nie, dat dit dit. Ek gaan nou weer terugkom na die tyd in die hospitaal ensovoorts, maar ek wil net so 'n bietjie vorentoe gaan voor ek weer terugkom, want jy praat nou ook van deursettingsverhoor. Wat is dit wat jou so ver gebring het om toe in 1980 se omgewing, in die 80s, jou hele verhaal met die wêreld te deel, dat almal dit kan hoor? Want onthou net, was in die 1980s gewees, die NG Kerk is die magtige instansie in die land, homoseksualiteit is 'n gruwel voor God, Koot Foster is moderator, of daarna daai tipe mense, homoseksualiteit is totaal teen die wet, en hier kom 'n vrou wat geslagsveranderingsoperasie ondergaan het, en sy vertel haar storie vir die hele wêreld. Wat het jy daai besluit laat neem? Wel, het is eintlik 'n tragiese storie geweest. Eerstens my operasies gedoen in 1975 in die destydse HF Woord Hospitaal. En jy wou altyd, you want to keep it under wraps. Hoe minder mense daarvan weet, hoe groter is die moontlikheid dat jy normale bestaan kan voer. Maar, dinge haal jou en jy kan niks wegsteek vir die wêreld nie. Daar's altyd iemand wat jou herken, daar's altyd iemand wat 'n stertjie bysit of 'n storie oor vertel. En toe ek 'n pos aanvaar om op die Rossing Iran-myn in Swakopmund te gaan werk, toe ek van die vliegtuig afklim, was die HRO om my te help om iemand met wie ek saam op skool was. En toe het ek net geweet, dit gaan nooit help om weg te hardloop nie. Ek was eers in Port Elizabeth by my ma gewees, daar's vreeslik baie jare wat ons skip nou, maar die groot ding was, ek het aansoek gedoen vir 'n pos as 'n PRO by destyds, wat is die wynmaatskappy nou, ek weet nou net sy naam, mas in die boek het ek dit als, ja, dan wynbesteer, 69 het ek matrikuleer, 75 is ek geopereer, maar dit was nie eers hier so in die vroeë 80s, 85s, dat gay wees in Suid-Afrika so bietjie onder die gelmvaandels begin vaandel het, nie, jy weet, bietjie vlampad. Dit was regtig waar 'n afskeidlike tyd gewees in 'n gay wêreld. Nou, ek was nooit gay gewees nie, ek het geweet wat ek was nie, hulle het dit geterm 'n transseksuele persoon. As jy vandag kyk na die akroniem van LGBTQR en I en al die plus, daar is 61 plus agterna nog. Dat is waar. Dan, ek het niks geweet daarvan. My mors het gestrik die eerste keer wat ek gehoor het die woord transseksueel. Maar ek skiep nou geweldig baie dinge, maar daai boek was in 'n kwessie van die eerste helfte in 2,5 maande geskryf. Daai keer het vir my toe omgepraat en gesê, kyk, ons gaan hierdie in rapport uittreksels moet sit. En ek sê vir 7 weke lank was 'n uittreksels in rapport van die boek. En vir 7 weke lank was ek 'n technicolor op die voorblad van rapport gewees, Mandela was hy is soveel keer op die voorblad. En ek het agterna eers nou in die afgelope 2 jaar, of 3 jaar eintlik, uitgevind dat ek die eerste en die enigste persoon is wat uitgekom het in die publiek, uit die closet uitgeklim is, so te sê, in die publiek. Ek het dit besef nie, maar ek het dit agterna nou gehoor. En dit was vir baie mense iets
geskiedkundig gewees. Toe die 7 weke verby is, toe vra ek nou vir daantjie, maar wanneer kom die boek dan nou uit? Ek wil nou graag die boek sien, ek wil hom in my hande hou. En toe sê ek, kyk, daar het rapport so baie gedoen vir jou. En almal ken die storie. Maar ons gaan nie meer die boek uitbring nie. Want niemand gaan die boek koop nie. Almal weet alles. En dit was die grootste teleurstelling in my lewe. Ek het daai manuskrip gevat en in 'n bank syfkaste die boks onder my bed gesit en vir 40 jaar het hy daar gebly. Totdat ek eventueel omgepraat is om die boek klaar te skryf. Nie net te eindig waar die operasie plaasvind, maar ook die res van my onthou. Ek was 23 toe die operasie plaasvind. Ek is nou 73, so daar is al 50 jaar se lewe wat oorgebly het, wat ook moes opgeneem word in die boek. En die uitgewers Emel en C, betrof na Mettelkamp en na Suster Helga, het vir my gesê, dit moet 'n autobiografie wees. Ek was nie baie tevrede daarvoor dat dit 'n autobiografie is nie, want ek wil hê dit moet 'n verwysingsraamwerk wees vir ouers, wat kinders of kleinkinders het met so 'n probleem, om te lees, hoe gaan jy daai kind ondersteun, onderskraag, help om sy menswees te kry, om sy menswees te ontdek en om hulp te kry waar dit moet verkry word. Ek is baie as kind geweldig godsdienstig groot gemaak. Maar jy was geïndoktrineer gewees, gemanipuleer eintlik. As jy nou terugdink daaraan, dit was gewoonte gewees vir enige kind. As jy begin skool toe gaan, moes jy Sondagskool toe gaan. En as jy in hoërskool kom, dan moet jy kan kakkeseer. En as jy gekakkeseer is, dan kan jy aangeneem word as 'n lidmaat. Nou, dit was uit gewoonte uit gewees. Dit was net normaal gewees. Die kerk het 'n geweldige rol in jou lewe gespeel. So, die dag toe ek besluit het, ek gaan die operasie ondergaan, het ek weet nie of julle weet van Dominee Raad nie, hy was 'n baie bekende gewees in Pretoria, en sy vrou, Daniana Raad, was vir jare lang voorsitter van die ATKV en VLV en ek weet nie wie allemaal nie. En ek het naar hom toe gegaan in Dominee Hubert en gesê, asseblief, help my net. Is ek besig om hierdie geweldige groot heiligheid van die Here te skend as ek gaan vir die operasie? Gaan ek in die vuur brand vir die res van my lewe, of gaan ek daarom 'n engeltjie word? En die predikant het vir my gesê, my hand vasgehou in sy studeerkamer, en vir my gesê, kyk, die enigste manier wat ek jou kan oortuig, dat jy nie gestraf sal word daardeur nie, is die feit dat die Here nie vir die dokters die kennis sou gee om jou te help, as hy nie wou hê, jy moet gehelp word. En dit is die ding wat vir my werklik waar bevredenheid verskaf het. Ek was tevrede dat ek nie gaan gestraf word nie. Jy vertel nou van toe jy nou besluit het om die operasie te laat doen, jy was by die kliniek gewees, en professor, wat is die professor? Sastras. Nee, dit is professor Exner. Die professor wat jy vir gesê het, nee, maar goed, jy kwalifiseer nou vir die operasie, en hulle gaan die operasie doen, en bly jy was, en is net so paar stukkies in jou boek wat ek nie so hier en daar wil voorlees, want jy was toe baie bly gewees, jy het nou vir hom gevra, wanneer, toe sê vir jou 6 maande, en toe skryf jy vir jou ma 'n brief op 11 Maart 1975, werk jy dit nog ben? Maar kan julle my hoor? En hy was af die skies. Toe skryf jy vir jou ma 'n brief op 11 Maart 1975, ek gaan net so hier en daar lees, want dit is vir my, dit is 'n baie roerende brief, want hier het jy nou gehoor, jy kan die operasie kry, jy skryf, liefste mami, dit lyk nie asof ek mami oor die Paasnaweek sal sien nie, so nou moet ek maar 'n baie belangrike saak per brief met mami bespreek. Dit sal moeilik wees om te verduidelik, maar ek gaan probeer. Ek weet mami is 'n begrypende mens, op wie ek nog altyd kon staat maak.
So lees tog asseblief nuuskeurig en moenie ontsteld raak nie. Ek weet dit is nie eintlik iets waaroor 'n mens kan sê moenie ontsteld raak nie, maar as mami weet wat dit vir my beteken, behoort dit nie te moeilik te wees nie. Ek is so jammer dat ek nooit mami se drome kon verwesenlik om 'n sterk jong man te wees soos al die ander seuns in die familie nie. Soos mami weet, is ek my lewe lank meer tuis in vroue geselskap as in enige ander geselskap. Dit is niemand se skuld nie, nie myne nie en nie mami se nie. Met my opvoeding skeel daar hoegenaamd niks nie. En mami kan nou trots wees op die opvoeding wat mami vir my en hoe spreek nie sy suster se naam uit? Jean. Ook Jean. Wat mami vir my en Jean gegee het. En dan gaan die brief aan en ek wil net aan die laaste paragraaf eindig hierdie brief so. Ek hoop en bid dat mami die hele storie in die regte lig sal sien en aanvaar. Dit sal vir my soveel beteken as ek weet ek kan op mami staat maak. Ek wens net ek kon alles persoonlik met mami bespreek het, maar miskien is dit ook beter so. Laat weet tog asseblief of ek op mami se bystand en liefde kan staat maak. Mami sal nooit besef wat dit vir my sal beteken nie. Ek hoop Johan sal ook dit in die regte lig sien. Verduidelik dit asseblief mooi vir haar sodat sy sal verstaan. Baie dankie dat mami nog altyd so baie vir my beteken. Dit is ook hoekom ek my nuwe naam 'n afleiding van mami se naam gemaak het. Baie hartlik, liefde, Elise. En dan is jy op hierdie hoogtepunt en dan vat jou ma jou na jou pa en sy nuwe familie toe om eintlik die nuus met hulle te breek vir 'n ete en hy is daar en sy familie en sy kinders en dit gaan eintlik toe heel goed met die kuier. Ja, dit het eintlik. Dit het eintlik jy toe later 'n kopie van jou ma se brief geskryf aan hulle wat jou ma hulle bedank. Laat dit so goed gegaan het, want julle moes baie op julle senuwees gewees het op pad so toe. Ja, veral oor sy vrou, die stiefma. Sy het baie min tyd vir my gehad. En sy het 2 dogters gehad by my pa, 2 halwe susters, en sy het hulle beskerm, so jy moet dit kon begryp. Sy moet haar kinders eers gestel het. So, dit was 'n baie moeilike dag gewees om af te gaan so toe, want dis ook die eerste keer wat hulle vir my in vroueklere gesien het. My ma moes opkom voor die operasie om vir my af te teken. Daai jaar was jy mondig wording nog op 21 jaar. Deesdae is dit 18 jaar. Ek kon nie die operasie ondergaan tensy 'n ouer saamgestem het daarmee nie, of dat ek oor 21 was sodat ek dit self kan afteken. Dat 'n dokter miskien 'n fout met my maak of 'n probleem ontwikkel en dat ek hulle nie kan dagvaar nie. Onthou sulke tyd was dinge nog aan 'n beginstadium gewees. Daar was baie ontleding wat geplaas het. Toetse en die tipe ding. As ek terugdink aan as ek kyk wat vandag met my fout is met osteoporose, dat ek besig is om krom te trek, is bloot die feit dat ek nooit enige hormoonbehandeling gekry het. Soos wat ek hier is hoe ek gebore is. Al wat verander is, daar was so 'n ou stukkie ding wat verwerk is. Hy is nie eens afgesny nie. Maar dit het van my 'n heel vrou gemaak. En 'n funksionele heel vrou. So, daai dag wat ons by my pa ingestap het in die huis in, was ek nog steeds 'n man gewees. En sy vrou se oë was ek besig om die Here met 'n stoknaald in die oë te steek. Vreeslik afkeerend gewees. Sy kinders in 'n ander kamer gaan wegsteek. Hulle moenie aan my blootgestel word nie. Maar met my ma se oorredingsvermoë het hulle later aan meer plakkeerd geraak en tevoorskyn gekom. En op die einde van die dag het ons tevrede teruggestap na my woonstel toe. En in aanloop tot die operasie op 26 Mei 1975, weet jy, ek kyk, jy sien ek, dit is, op 'n week na, is dit vandag presies 50 jaar gelede. Verlede Woensdag was dit presies 50 jaar gelede, wat jy die volgende inskrywing in jou dagboek gemaak het. Die grootste dag in my lewe het aangebreek. My senuwees is gedaan, en ek is alleen in die koue, siellose gange van die kliniek.
My hart brand in my keel en trane agter my ooglede. Sterk wees. Hoe moet 'n mens sterk wees as almal teen jou is en jy nie kan help wie jou gemaak en gevorm het nie? Hoekom moet ek wees soos wat ek is? Jy skryf stille gebede op die palm van jou hand. Daar is 'n waan in jou gedagtegang. Jy weet net dat jy daar moet wees. En dan die blye tyding. Watervalle van geluk spoel deur jou brein, wat so sif gebid en gedink is. Daar is tog nog 'n toekoms vir jou. Dankie onsse Vader wat in die hemel is, dat u weer eens een van die sondaars genadig was. So dit was vir jou 'n baie emosionele oomblik, toe jy dit ook geskryf het, dat jy besef nou goed, jy kan jouself aanvaar en jy kan aangaan. Ja, dit was die dag gewees wat professor Exner vir my goedgekeur het as 'n kandidaat vir die operasie. En dit is hoekom 'n mens so geweldig emosioneel was daaroor. Want jy het nooit geweet, gaan hy vir jou goedkeur of nie goedkeur nie. Jy het 'n goeie verhouding met hom gehad, jy moes baie dinge met hom deel, baie intieme dinge met hom deel. En die enigste manier wat hy informed decision kon maak, is jy 'n regte kandidaat, is jou siege ingestel. Daar word vir my vertel dat 'n kind se siege reeds 5 dae na bevrugting gevestig is. Ek is nie dokter nie, ek weet hoe hulle dit vasstel nie, maar ek weet net, as jy gebore word, en as iets fout met jou siege, is jy so gebore. Dit is nie iets wat later van tyd gekom het nie, dit is nie deur iemand anders verander nie, dit is net daar gewees. Daaroor is dit vir my baie belangrik vandag, dat veral gay kinders, as jy kyk na die lewe destyds, ek praat nou van 50 jaar terug, alles was teen die wet gewees, alles het jou vertrap. Die kerk het jou nie aanvaar nie, almal het vir jou 'n renons in jou gehad, afgekeer. Jy beklei net om asem te haal, never mind om nog 'n sny brood te eet, net om te wees. Ek het op daai tyd nie my eie kar gehad nie, en jy moes deur die straat loop om by jou werk te kom. Mense het jou leer ken. Hier het jy laas maand dan nog mansklere gedra, en nou dra jy vroueklere. Men het hulle geweet wat intussen tyd gebeur het, en wat dit alles behels het. Maar die dag toe professor Exner vir my goedkeur, en Meredith Botha oorhandig, en sê, daar is jou kandidaat, maak van haar 'n vrou. Dit is asof die hemel oopgemaak het, en was nie sneeuvlokkies gewees nie, maar het was sommer geweldige ysblokke haal wat op my neergeval. Maar soos die lewe nou maar gaan, die hemel gaan na oop, en voel vir jou so sneeuvlokkies wat op jou neerdaal, en dan 4 maande nadat jy die dagboek inskrywing gemaak het, kry jy op 24 September 1975 'n brief van jou oupa, en ek moet dit lees. Ja. Liewe Peer, ons het gister teruggekom van ons toer na Durban. Die wind het in die Kaap so sterk gewaai, dat die boot buite die see moes lê, en eers Saterdag die baai kon inkom, en gevolglik was ons seereis 2 dae korter. Ek het nog altyd gehoop dat jy sal afsien van die operasie wat jy wil laat doen. Daarom het ek nie weer daaroor geskryf nie, maar nou is ek verplig om dit te doen, voor dit te laat is. Besef jy dat jou ma se gesondheid in gronde laat gaan. Sy is 'n senuweebol en kan snags nie slaap nie. Die spanning is vir haar te groot, en sy moet kort 'n dokter gaan sien. Ek kan ook nie snags slaap nie. Wat van al die onkoste wat sy moet aangaan om elke keer Pretoria toe te vlieg? Die lewe is so duur, en nou maak jy dit nog swaarder vir haar. Wat gaan jou toekoms wees? Jy sal nie meer 'n man wees nie, maar ook nie 'n vrou nie. En jy sal moet werk vir 'n vrou se salaris. Daardie dokters in Pretoria wil net 'n naam vir hulle self maak ten koste van jou. Hoe gaan jy aanpas by jou skoolmaats en al die ander kennisse? Jy sal nooit weer jouself wees nie. Jy moet probeer wegkom uit Pretoria, sodat jy onder die invloed van daardie mense kan uitkom. Dis nog nie te laat om jou planne te verander nie. Jy is so 'n mooi en begaafde seun, en wat 'n plesier kan jy nie vir jou ma en ons almal in die lewe wees nie.
Nou is jy net 'n verdriet en 'n bekommernis. Dink tog ernstig oor die saak en stel ons gemoed gerus deur jou besluit te heroorweeg. Met liefde groete, oupa. Ja, nou maar kyk, ek dink julle kan self aflei hoe 'n mens gevoel het na jy so 'n brief ontvang het. Maar my oupa was getroud, ek het al gesê, ek en my ouma was baie na aan mekaar gewees. Maar sy is in my matriekjaar oorlede. En oupa is toe reeds getroud met sy tweede vrou. En sy en haar familie het die grootste onmin in my hele lewe tot vandag toe veroorsaak. Hulle twee was net 12 jaar getroud toe sy oorlede. Maar sy het nasate gehad. En oupa het oupa gebly. Hy het in die Barnard-eiland in die Nysnabos uitgekom. Hy het bosmaniere gehad wat alleen meteen nie eens kon beskryf nie. En hy het geen gevoel gehad vir wat in my hart aangegaan het nie, wat in my binneste aangegaan het nie. By hom was 'n penny 'n penny, en nie 'n penny 'n pond nie. Ek weet nie om dit anders te beskryf sonder om hom te beswaar, want hy was my oupa gewees. Ek was lief vir hom. Hy was my quasi pa gewees, my lewe lank. Maar hy was absoluut teen dit gewees. Hy kon dit nie insien dat daar iets fout was met my wat 'n dokter gaan regmaak sodat ek 'n gewone lewe kan leef nie. Want om te leef soos wat ek was nie gay gewees nie. Ek was aangetrokke tot mans, maar nie as man nie. Ek moes 'n vrou wees, want dit is uit 'n vrou se perspektief dat ek aangetrokke was tot mans. Ek kan nie kinders hê nie. Dis die een ding wat jy nie kan verander nie. Jy kan jou kromosome nie verander nie. Waarmee jy gebore is, gaan altyd onveranderbaar bly. Jy kan nie jou prostaatklier verander. En dit is my grootste vrees, dat ek vandag in 'n hospitaal moet beland met prostaatklierkanker. Kan jy vir jou voorstel wat die nurses alles te sê? Nee, maar dit is werklik waar geweldig vrees. Die ander ding wat vir my vrees, behalwe nou met my rug wat kom trek, 'n ding wat vir my vreeslik dwars in die krop steek oor die hormoonbehandeling, is dat ek so oud soos wat ek is, net so harde baard het soos al die oomies wat hier sit vanaand. Want ek moet elke dag nog skeer. En dit is my geweldig verkleineer. Elke skoot as ek voor daai spieël gaan staan, dan haal ek 'n skeermes uit, maar ek vind ek met daai skeermes ek kyk nie eens na hom nie, wil dit sien nie. Ek wil net agterna kom, dis daarom glad nou. En dis sulke klein dingetjies in die lewe wat die man op straat nie aan sal kan dink nie. Wat van jou menswees baie ontneem, maar ook baie insig vir jouself gee, hoe om ander by te staan en ander te verstaan. En die ding wat vir my altyd deurgehaal het, was dat ek nie myself afgedwing het op ander mense nie. As ek 'n nuwe persoon ontdek het, het ek vir hulle die vrymoedigheid gegee om te sê, kyk, dit is my verlede. As ons vriende gaan wees, moet jy weet, ek kom met hierdie luggage saam. Jy gaan nie vir my dan eers verwerk nie, verwerk my nou. En dis hoe dit was. Is baie min mense wat vir mense verwerk het al jare. Ek weet nie of dit uit nuuskierigheid uit was nie, of dit uit genuinheid was nie, maar regtig waar, ek kan regtig nie sê, iemand het my, behalwe oupa nou, het my werklik verstoot nie. Oupa het my verstoot. Ek het nooit met hom enige kontak gehad, sedert hy en sy tweede vrou, toe nou, my ouma se hele kompuis verander het en al haar goed uitgegooi het, lokasie toe en Alfreda se goed is ingedra. En hy kon nie eens 'n eier koop nie, hy sit 'n eier in 'n strol sonder water. Maar so sê,
my is wiskunde en wetenskap onderwyser. Nou ja, so en dis nou nie vergroot nie, maar hy is dood, en voor hy is aan borstselklierkanker dood, so ek hoop toch maar net is my voorland nie, maar in die Hoopstad oude thuis in die Vrystaat het ek was op pad na my ma toe in Port Elizabeth uit, Swak op Mond uit, vir hom gaan kuier en net vir hom te wys ek is 'n beter mens as hy, en vir hom te sê ek seën vir jou kerel, gaan maar saggies dood, ek sal jou nie meer haat nie, en ek het nie, ek haat hom nie meer nie, want hy was onkundig gewees, die mense daai jare was geweldig onkundig, die wêreld het baie verander sedert daai jare, en die man op straat verstaan, daar is mense wat probleme het, daar word vir my voorgehou, en weer eens, ek is nie statistiese persoon nie, ek is nie dokter nie, maar hulle sê dat 1 uit elke 5 mense wat gebore word, is gay. Ek sê dat het manlik of vrouwlik is, maar daar is nie persentasie vir mense soos ek, wat 'n operasie moes ondergaan. As ek vir jou sê, destyds het het vir my R36 gekos, om in te boek in 'n akademiese hospitaal in Pretoria en uit te stap, 'n ander mens. Daai R36 was 'n hele maand se huur vir my woonstel. Maar vandag, as iemand 'n operasie benodig, en ek het nou net iemand begelei wat 2 weke gelede hierso in Groot Skuur gedoen was. James is die regeringse mediese bystandsstorie en hulle het bydrae gemaak, maar as die persoon op straat besluit, ek gaan nou vir die operasie gaan, moet hy minstens 350.000 in sy sak hê, want as er 'n dokter is wat dit hier in Suid-Afrika vir jou gaan doen, gaan die prys wissel tussen by 50 en 500.000. Nou wie het dit? Wie het dit net om mens te word? In die Groot Skuur Hospitaal, omdat dit nie enige lewensbedreiging vir jou inhou, dat jy gaan doodgaan, as jy die operasie nie gaan heen. Is jy heel onder op die lys vir theatertyd. Die waglys vir mense wat operasies wil ondergaan, is 25 jaar by Groot Skuur. In Engeland is dit blykbaar 30 jaar. In Australië is dit 18 jaar. So, jy moet weet, hoeveel mense is daar in die wêreld, wat onvolledig hulle lewe moet leef. Ek beskou myself as werklik waar iemand wat 'n miracle gehad het in my lewe. Ek was net op die regte plek, op die regte tyd, by die regte mense, om deur te maak wat ek deurgemaak het, want al was ek een van die eerstes, dink ek het ek die maklikste tyd gehad. Soveel mense was my goedgesind gewees, soveel mense het vir my op hulle hande gedra, soveel mense het vir my dinge gedoen, al was ek nou ver van my ma, sy het my nooit verstoot nie, maar sy het my altyd voorgestel aan mense, wat vir my kon onderskraag. Ek moet, jy praat nou van jou ma, en ek wil juist nog een stukje uit die boek uit voorlees. Terwyl jy in die hospitaal was, het jou ma opgevlieg, en sy was 'n ruk, het sy in jou woonstel gebly, toe word jy ontslaan, en toe kom jy terug in jou woonstel, en in jou woonstel, in jou slaapkamer, was daar 'n briefie op die bed, wat mami voor haar vertrek geskryf het. En sy skryf, my liefste Elise, ek hoop jy vind dit alles in orde. Ek het my best probeer om dinge op hulle regte plek terug te sit. Die goedjies wat ons nie gebruik het nie, is vir jou. Jy lyk so pragtig, almal sê so, 'n ware vrou. Ek is so dankbaar dat jy so gou oor die operasie gekom het. Moenie vir jou oor eis wanneer jy hier kom nie. Vat dit stadig, sodat jy 100% gesond kan word. En moenie swaar goed optel nie. Laat jou vriende jou liewer help. Ons sien so uit na jou koms,
Jy gaan lekker op die grasbergie om die sonsambreel lê en ontspan. Wees sterk, hou moed. Ek het jou bitterlik lief. Ek is so saam met jou in die gees, al die tyd. Jy sal altyd my liefling wees, Mommy. En dan skryf jy eens en daarna, my ma beskou my as 'n vrou, en sy sê dit nooit gedoen het, as ek nie in haar oë 'n vrou was nie. Uiteindelik, ek is 'n vrou. Ja, dit is so dit was. Maar daar was ook 'n stukkie wat sy gesê, die melk in die yskas is suur. Ek weet nie wat ek sou doen sonder my ma nie. Regtig waar. Sy is in 1927 gebore en sy is vroeg dood op die ouderdom van 62. In 'n bietjie tyd wat ek en sy ons lewens kon deel, dink ek sy is die een wat die meeste sielkundige knalle ervaar. Soveel meer as ek, want ek het nie eens besef dis sielkundig nie. Ek het nog nie tyd gehad om groot te word nie. Ek het nog nie tyd gehad om mens te wees nie. Ek het geweet, hier het ek nou en ek gaan 'n mens wees en ek gaan nou reg wees. En toe ek uitstap by daai hospitaal uit, as ek net dink, jy moet die boek lees, ek kan dit nie alles herhaal nie, maar as ek dink hoe die verpleegsters vir 'n mens ondersteun, jou mede-kollegas by die bank wat jou gereeld besoek het, daar was soveel blomme afgelewer gewees. Ek was regtig bevoorreg. Ek was werklik bevoorreg. Ek is vandag nog bevoorreg. Daar is mense wat vir my nooit ongeluk te kan kom toespreek en net te sê wie en wat ek is. Ek het nie aansteeklike siektes nie. Ek is nie iemand wat enige iets negatief wil indoktrineer nie. Ek is maar net ek. So, let me just be me. Voordat ons verder weer oor die algemene goed gesels, moet jy daar 'n bietjie vir ons net so 'n anekdote of twee vertel van jou liefdeslewe. Want jou liefdeslewe het draaie gemaak, die kant toe en daai kant toe, wat 'n boek op syself is. Ek bedoel, en daar is hartseer, en daar is snaaks, en daar is lag, en daar is trane. Jy was baie, baie lief gewees vir 'n man. Julle sou waarskynlik getrou het. Hy het 2 kinders gehad wat baie na aan jou was, en toe het hy verongeluk, en toe is die kinders terug op 'n baie hartseer manier, omdat sy familie, as ek reg onthou, uitgevind het wie jy is, en die kinders is voort. Ek sit nou alles oor 'n neete dopie dankie vir ons uitpak. Dit is die een liefde in jou lewe gewees. Dan was daar 'n huwelik, wat seker een van die kortste huwelike in mense heugenisse was. Met jou trourok en al die haarse pad gekies het kort na die huwelik. En dan is jy uiteindelik met Scorrie getroud, soos wat jy Marida noem. Dit is 'n totale verskillende goeders. Vertel ons net iets daarvan. Ek weet nie of jy daarvan wil hoor nie, wat mense gaan dink ek is mal in my kop. Maar dit het begin. Eerstens, en dis so iets wat kreeg, jy moet maar die detail in die boek lees, maar jy het uit die hospitaal uitgekom met 'n ding wat omtrent hierdie size is van die mikrofoon, wat jy voltyd moes dra om te verhoed dat die nuwe vagina in mekaar stort. En jy moet om medische redes dit so diep as moontlik dra en so gereeld as moontlik sê, om te sorg dat die vlies wat om die skrotum was, so elasties bly as moontlik, om penetrasie te hanteer. So, Dr. Boots het vir my gesê, minstens 3 keer 'n week. Nou waar as 'n vreemdeling in hierdie wêreld kry ek 3 mans 'n week om vir my te diens? Ek gaan mos 'n prostituut word en ek gaan nie op 'n straat ook staan nie. Ek was gelukkig op daai jare bevriend gewees met 'n klomp studente. Hulle was vreeslik nuuskierig gewees. Maar daar was een, hy was Italianer, en hy het my al die oefening gegee wat ek nooit gaan. 3 keer 'n week. Baie keer meer. Ek geen risiko nie. Nee.
geen risiko nie. Laat my dink aan 'n grappie, wat ek nou onlangs gehoor het. Anna skrywer sê vir my, hy stuur sy vriend in na die apteker toe om kondome te gaan koop. En toe die vriend by die toonbank kom, en hy is besig om die kondome te koop, toe skree hy van die deur af, vra hom net waar is die aanpaskamer asseblief. So ek kan vir jou voorstel. Daar was baie dinge wat hartseer gemaak het. Watslaf en ek, hy was een van die meest manlikste mense onder die son. Hy het my na bokswedstryde toegevat. En as hulle mekaar so slaan, dan kruip ek hier onder sy arm weg. Ek kon nie daai konflik hanteer nie. En hy was 'n vreeslike bries, ongeskikte buffel eintlik gewees, my ma se oë. Maar hy het 2 kinders gehad. En ek gaan nie kan kinders baar nie. Nou is my hele lewe sommer dadelik opgelos. Ek is lief vir die man, hy is lief vir my. Ek is lief vir die kinders, hulle is lief vir my. Maar in 1963 was daar in Praag die opstanding gewees in Tsjechoslowakije. En hulle het Suid-Afrika toe gevlug. En die kinders is in Pretoria gebore. Sy vrou is aan leukemia dood, voor ek hom leer ken het. En na hy 4 dae voordat ons sou trou, in 'n motorongeluk dood is, moes ek daai kinders op 'n vliegtuig sit, terug Tsjechoslowakije toe. Ek het geen seggenskap gehad oor hulle nie. Na ouma en oupa, wat hulle nog nooit ontmoet het nie. So hulle is die vreemde in. En ek het nog nooit weer van hulle gesien of gehoor nie. Ek neem hulle nie kwalijk nie, hulle was onder baie ander omstandighede in Tsjechoslowakije gewees. En na was sy dood, het ek getrek uit Pretoria uit na my ma toe, in Port Elizabeth. En vandaar was ek na Swakop toe, en van Swakop af was ek in die Kaap. Maar terwijl ek in Port Elizabeth was, het ek by my ma gebly. En ek wil graag weer onafhankelijk wees, my eie plekkie. En vriende van haar het 'n seun gehad, wat 'n pragtige woonstel gebly. En hy is toe verplaas Queenstown toe. En ek kan nie op die lys kom nie, want daar is 'n waglys vir die woonstel. En die malligheid het hom opgesaal een aand, terwyl ons by hom braai. En hy sê, hoekom trou ons nie? Want dan kan jy wettig agterbly as my vrou. Daar is jy sommer hoog aan die, bo aan die waglys. Nou op daai stadium was ek in rou nog oor Watslaf. Ek wil nie met 'n man enigiets doen nie. En hierso was nou 'n saketransaksie gewees, wat alles my gaan oplos. En ek was mal genoeg gewees om het te doen. Maar toe ek die aand Alice Betof sy bou te sien, toe hy die huwelik wou konsumeer, toe gryp ek net die boonste laag van die troukop, en in die reën en trourok en alles, ek is ook uittroud agterig dan en maar. Dit was 'n vreeslike affære gewees. En sy was natuurlik vir my verskriklik kwaad. Maar dis deel van die geskiedenis. Dis deel van wie ek was en geword het en is en wees en so meer. En van daar af is ek Swakop toe en hulle ken al die storie van Swakopmund en toe is ek terug Kaap toe want my ma is in 89 oorlede. En ek moes die laaste 3 weke by haar deurbring. Dis my grootste tevredenheid in my lewe, dat sy in my arms, regtig fisies in my arms, haar laaste asem uitgeblaas het. Ek is geweldig bevoorreg om dit te kan sê, sy is nie alleen die toekoms in nie. In elk geval toe kom ek terug Kaap toe. En in die Kaap het ek my kant gebring wat die bank aanbetref en opgang gemaak en weer hierso bankbestuurder geword. En toe ek verplaas is Stellenbosch toe en bestuurder geword het daar.
toe word iemand aan my voorgestel, wat een van die departementshoofde was van die grondvloer. En toe ons vir mekaar kyk, ons het geweet, daar's iets is aan die gang hierso. Ons het nog by een van die wynplase gesit een dag, toe het die saak aangeroer en sê, man, wat is fout? Daar is iets nie lekker tussen ek en jy nie. Die een oomblik praat ons flauw, die volgende oomblik is daar stiltes vir 2 ure lang. Ek het beverasie gehad, want ek weet nie, wat is fout met my nie. Ek voel daar nou aangetrokken tot 'n vrou. Ek wou niks te doen gehad het ooit met 'n vrou. En sy dieselfde, teenoor my. Ek gaan sien toe sielkundige in Joosenbergsvlakte. En die volgende keer dat ons by Stadsperling op die plaas is en 'n wynkie drink, kon ek vir haar sê, die sielkundige sê vir my, Kyle Gibran sê, love begins just once, not twice. And if it does, follow it. Nou ja, en so het ons toe nou by mekaar beland in 1992 en ons is 7 toe nog steeds by mekaar. Maar ek het vroeger gesê, oupa se tweede vrou, die reëneer my nog uit die graf uit. Want sy tweede vrou het 4 kinders gehad, my ma en haar suster, sy stiefbroers en susters. En een van die susters bly hier so in die strand en het 'n dogter gehad. En die dogter het baie swaar gekry en ek en Marinda besluit, ons gaan vir haar 'n besigheid begin om pet sitting te doen, house sitting te doen. Bedag doen Marinda dit, maar want die vrou was nie opgewas om dit te doen nie. Sy was nou eintlik my stiefniggie gewees. Alhoewel sy dit nie wil aanvaar en sy ontken dit. Maar genealogies gesproke, 'n stiefniggie. En sy het Marinda so oorgevang. En 'n spasie van 6 maande die huwelik verwoes. In 6 maande geskei. In 6 maande het 'n hele 30 jaar van my lewe, soos die groot gat van Kimberley, net 'n leemte geword. Ek kan nie geglo het, word ek nou gestraf oor 'n ding wat ek jare gelede gedoen het nie. Of hoekom gebeur dit met my? En boonop, deur 'n familielid, wat saam met Marinda oor see is, op 'n toer, wat ek in sy gereël het, en sy my kaartjie toe gebruik het. En toe sy terugkom, toe skop sy Marinda se skoene onder die bed uit en sê, ek het bed gemaak, lê maar. En sy is voort. En daai Kersfees sit Marinda in die huis, ek sit in die woonstel, en die maat wat by ons logeer het, lê in die graf. En die niggie, wat is fout? Ek het nie geweet dat dit gebeur nie. Meantime, onskuld van self. Nou ja, ek en Marinda is nie weer getroud nie, maar daai 6 maande het COVID toe gebeur. Ek het baie siek geword met COVID, en as ek nie vir haar gehad het wat my versorg het nie, dan weet ek nie of ek het sou oorleef nie. En na 17 is ons weer by mekaar. Ek is terug in die huis, die woonstel is uitverhuur, en snaps genoeg, ek het net vandag die patio stel verkoop. Net vandag. Ons kan nog baie lang gesels, die tyd gaan om, maar ek wil graag so 'n bietjie dat ons nou ook 'n bietjie oor transseksualiteit in die algemeen gesels, en ek dink dit is 'n sommer kans ook om dan dit ook te stel. Ek is bly Yuri is ook hierso, want Yuri kan ons ook help met die terme en die goeders, en terwyl ek dan sommer dan die vloer oopstel vir vrae, wil ek afskop, Elise, deur vir jou te vra, jy trek 'n duidelike lyn tussen transgender
en transseksueel. En dit is iets wat nie almal doen nie, en jy is ook al baie keer in debatte daaroor met trans mense, omdat jy daardie skeislyn trek tussen transgender en transseksueel. Ek het nou maar eers later klein bietjie opgelees daaroor en agtergekom, ek weet nie of ek dit nou reg opsom nie, maar transgender is meer 'n sambreelterm, en transseksueel is wat jy is. Jy is, ek weet jy het al in eenvoudige taal vir my gesê, jy is of 'n man of 'n vrou. Terwyl jy kry deesdae transgender mense wat en ek weet dit maak jou grensloos kwaad, wat identifiseer as 'n vrou, maar hulle loop rond met 'n baard en sulke goeders. En ek dink jy het al reg gesê, dit maak mense soos jy se saak al net soveel moeiliker om dit te verkoop na buite toe. Dit was selfs net om, as jy reken, dat net om gay te wees vandag nog steeds 'n probleem is. En mense wat gay is nie baie maklik sosiaal aanvaar word nie. Daar kan jy te veel indink hoe moeilik dit is vir mense soos ek nog, boonop, om sosiaal aanvaar te word nie. Daar is nie baie van my in Suid-Afrika nie. Maar daar is mense wat uitgewyk het Thailand toe, om die operasie te ondergaan, waar het goedkoper kon wees, maar wat teruggekom het onsuksesvolle vroue. Wat is die res van die lewe vir hulle? Daar is niks meer vir hulle oor nie. Maar daar het 'n nuwe ding, en ek was nooit eers bewus daarvan nie, sy kop uitgesteek, en ek het regtig waar eers daarvan te hoor gekom, toe die boek al aan die skryf was, die tweede helfte van die boek, dat transgender iets is, wat sy kop uitgesteek het in Suid-Afrika, en in die afgelope 20 jaar. Transgender is 'n persoon wat vanaand besluit as 'n guava, môre is hy 'n drugsvyf. En die wet laat dit toe. Hulle kan gaan na binnelandse sake toe en hulle gender verander, hulle name verander. En as hulle nou kies, hulle gaan nou 'n vrou wees, as 'n vrou loop en die vrou se ID-dokumente en alles is hankie-dorie, maar hulle ondergaan nie 'n operasie nie. Hoe werk so 'n persoon se kop? Wie en wat wil hy wees? Maar werklik waar, daar is sulke mense. En daar is baie van hulle, en hulle groei by die dag. Om die waarheid te sê, dit is vir my 'n baie teer saak. To each his own, elke een het reg op sy eie lewe. En ek probeer hulle nie verkleineer op 'n swadder of plat trap of enigiets nie. Dis hulle verkies om so te lewe. Ek het nie verkies om so te lewe nie. En daaroor sien ek neer op dit. Gewone, klein, stryd, gay mense sien hulle as 'n bedreiging. Want om net soos ek sê, as 'n gay persoon aanvaar te word deur die algemene publiek, is nog steeds 'n probleem. Ek praat nie van die kerk nie. Die kerk het al lankal afgeskryf. Maar die werklik waar die kerk het baie mense vervreemd van hom, as gevolg van die feit dat hy so 'n konservatiewe standpunt ingeneem het. Ek dink is wel bekend dat die kerk besig is om verder en verder weg te dryf van homself. Gemeentes kleiner en kleiner te word as wat hulle was. As ek dink die kerk waar ek voorgestel en aangeneem was op Graafrenet, is nou 'n bioskoop. Hy is stuk swart geverf van binne en daar word fliek gekyk aan hom. Dit breek my hart. As ek dink my ouma is begrawe uit daai kerk uit, dat ek langs die orgel gestaan het en gesing het vir haar, terwyl hulle haar kus uitgedra het. En dit is nou 'n bioskoop. Maar om terug te kom by die akroniem van LGBTQ, waarvoor staan dit? L is vir lesbian, G is vir gay, B is vir bisexual, en T was vir transseksual. Maar daar is ook 'n afwyking met die naam van transvestite. En dit is mense wat
seksuele bevrediging daaruit kry om die teenoorgestelde geslag se klere te dra. So dit is meer sielkundig as wat dit fisies is. En toe kom daar 'n nuwe gedaante tevoorskyn en dis transgender. En transgender, soos ek sê, is mense wat vanaand besluit hulle gaan môre so wees en van môre af gaan hulle net hoë hakskoene en rokke dra, maar hulle bly 'n man. Hulle wil dit nie verander nie. Die teenoorgestelde met 'n vrou is ook ter sprake, maar hulle gaan vir 'n mastektomie of hulle laat die eierstokke verwyder en ondergaan 'n hysterektomie en that's it. Maar wat is hulle? Ek is nie herhalend as ek dit sê nie, maar vir my, ek noem hulle halfmense. En soos ek sê, ek probeer nie meer herhalend wees nie. Elkeen van hulle het sy reg om te kies wie en wat hy wil wees. Maar ek dink hulle doen skade aan ander mense. Want gay mense word nou gesien as transgender. Hulle het 'n oorkoepelende naam genoem, gebruik nou 'n sampleelterm van transgender. So of jy nou lesbies is of gay is of transseksueel is of wat ook al jy is, jy's transgender. En ek weier om transgender te wees. Ek is transseksueel gebore en ek is in 1975 met 'n geslagsverandering 'n heteroseksuele vrou gemaak. En ek was 'n heteroseksuele vrou tot op die ouderdom van 40. En ek het gevaar onder die manne. Hulle het geweet wie ek is. And I loved it. En hulle net so. Maar ek is steeds lief vir mans. Maar ek het myself gewy aan iemand wat haar lewe met my wou deel. En dit was vir my amper soort van die kers op die koek gewees, laat 'n lesbiese vrou vir my as volwaardige vrou aanvaar het, om op my verlief te raak. Ek was nie in haar oë werklik 'n apparisie gewees nie. Ek was 'n werklike mens. Want sy sou nie vir 'n halwe man wou val nie. Sy wou 'n volwaardige vrou wees in haar lewe. So, ek is baie dankbaar vir soveel dinge in my lewe, regtig waar. Tot vandag toe, ek sê altyd vir Marinda, as ek kar my vandag moet doodry, het ek 'n baie meer voller lewe geleef. As, ek dink ek, die oorgrote meerderheid van mense in die wêreld. Want ek het van die laagste laagtepunt tot by die hoogste hoogtepunt alles hoeveel keer op en af beweeg. En ek leef nog. Ek haal nog asem. My stem is vreeslik droog en ek kan nie by die wyn uitkom nie. Maar die ding is, ek is baie dankbaar vir alles wat met my gebeur het op die regte tyd, by die regte mense. Ek word vreeslik op neergesien as ek hierdie standpunt handhaaf deur transgender persone. Want hulle dink ek is beter as hulle. En ek is nie. Soos ek sê, to each his own. As hulle reken, hulle gaan 'n lewe kan baan vorentoe en regtig waar 'n lewe hê daaruit om met hormoononderdrukkers en opkikkers deur die lewe te gaan, om vir jou 'n fatsoenlike lyf te gee, om vir jou haarig te maak en alle sulke dinge. 'n vrou byvoorbeeld wat gaan vir transgender wees, gaan nie vir, hulle noem dit 'n top and tail, hulle gaan net vir 'n top, wat they don't go for the tail. En dieselfde vir 'n man. Hulle gaan net vir die hormone en niks anders nie. So, ek dink hulle is bang mense eintlik.
Hulle het nie die deursettingsvermoë om te wees wat hulle moet wees en wat hulle graag wil wees nie. Maar ek dink nie, hulle wil dit eintlik wees nie. Dis my siening daaromtrent. Hulle is tevrede daarmee om 'n halfmens te wees. En dis hoe ek hulle noem ook. Ek noem hulle halfmense. Ek is seker nie herhalend as ek dit sê. Ek bedoel nie om seer te maak nie, want ek soek nie seer in my eie lewe nie. Maar ek kry jammer vir hulle. Iets is fout. Iets is nie reg nie. Hulle het ondersteuning nodig, maar hulle skram weg van ondersteuning. Hulle vervloek dit eintlik. Ander mense word seer gemaak daardeur. As ek dink wat hulle ouers moet deurmaak, wat hulle familie moet deurmaak, kry ek daai mense eintlik geweldig jammer. Maar is 'n besluit wat hulle self geneem het. En hulle moet self daarmee vrede maak. En hulle moet dit self leef. Is 'n lewe wat niemand namens hulle kan leef nie. En nou kan jy sê die mense kan Ja, ek dink wat jy nou gesê het is natuurlik 'n begin vir 'n hele gesprek en 'n hele aand. Ek sê eie baie dankie daarvoor. Ek dink dit gee vir my soveel stof tot nadenke verder. Maar op daai noot dan wil ek graag die vloer oopstel uit die gehoor uit Yuri, jy's seker die grootste kundige vanaand hierso op die gebied van dat daar nie net een geslag is en maar meer geslagte. Ek weet nie hoe jy wil begin vir ons 'n bydrae lewer nie en dan enige ander vrae uit die gehoor uit ook. Ja, ek sal Wat sê jy? dankie, goeienaand. Wat 'n wonderlike jy aangeskakel. Hy is aan. Hallo. Ja, so. Wat 'n wonderlike betoog het jy vir ons gelewer. Jan verwys nou na 'n artikeltjie wat ek en iemand anders probeer aan mekaar sit het en in die voorbereiding daarvan het ek afgekom op klassifikasie deur 'n embrioloog van verskillende soorte mense. En in hierdie taksonomie van geslag het hy so gefrik waar hy wys dat tussen as identifiseerbare individue tussen 'n heteroseksuele man en 'n heteroseksuele vrou van omtrent 15 verskillende kombinasies van seksualiteit, van gender, van die aanwesigheid van ovaria, testes, menstruasie, al daai soort van goed. En hier iewers in die middel het jy 'n persoon wat een ovarium het en een testis. Wat sou jy sê? Hoe is so 'n persoon? Hoe sou so 'n persoon die lewe ervaar? Wel, ek dink aan gevalle soos Semenya, byvoorbeeld. Lies hou net. Is iemand wat wel bekend is. Ek weet nie wat die omstandighede is nie, maar ek dink myself net in dat jy, indien dit dieselfde scenario is by haar. Sy word aangesien as 'n vrou, maar haar gestalte is die van 'n man. En sy handhaaf haarself as 'n man. En ek weet net nie, dit is iets wat sy kundig by haarself moet posvat. Sy wil of 'n man wees of 'n vrou. Sy lewe saam met 'n vrou. Exactly. Ja. Maar sy wil haar sportdeelname moet ook wees as 'n vrou. Die redenasie is, dan is hulle 'n lesbiers. En as hulle lesbies is, dan is dit 2 vroue. Maar die een is so manlik as wat jy is. Ja, want sy is 'n voorkoms, maar sy is 'n man tot by haar middele. En dan Ek weet nie, ek het nog nie gekyk nie. nee, maar en hulle wou nie toelaat dat sy ondersoek word. Nee. Want mens weet nie of sy self 'n uterus het nie. Sy mag dalk nie 'n uterus hê. Maar hoekom wil sy dit nie laat ondersoek nie? Sê dit nie vir jou, sy steek iets weg nie. Ja, mense dink dat Toe ek die eerste keer aan my oom en tannie op ek nagevoorgestel is, het ek sy vir my na die spaarkamer toe gevat en sy het haar skoondogter saamgeneem. En sy het haar brille opgesit en gesê, wys vir my, ek wil sien hoe lyk dit.
En sy het gekyk en gekyk. Oh, sy sê vir Susan, maar het lyk net soos ek. Is jy nou ook so? Nou, jy weet, dit is nou familie. Maar as 'n dokter dit kan doen, dan dink ek weer aan my oupa wat my na 'n dokter toegevat het, om seker te maak, ek is 'n seer. En die dokter het gesê, as niks fout met my. Kan ek miskien nog 'n vraag vra en daarvan afstap? Ek het aan die begin gedink, toe jy met soveel bewondering gepraat het van die dokters wat jou behandel het, wat is die kriteria wat hulle gebruik het om te sê jy kwalifiseer vir operasie? Hoe daai proses gewerk? Het jy nou hulle toe gaan en sê dit is hoe dit is, maar hulle moes tog op 'n manier die ding bespreek het en gesê jy kwalifiseer. Hoe het hulle dit gedoen? Ja, dit is eintlik 'n lang storie. Ek moet hom gaan haal op de A. Op de A het ek gewerk by die landroskantoor. Vroeger jare, as jy jou diensplig gaan doen het, was jy by 'n staatsdepartement in diens, sodat jy elke maand salaris kon kry vir daai 12 maande. Destyds was dit 12 maande, na my tyd het dit 24 maande geword. So toe jy uitkom uit die aand uit en jy 'n paar sent in jou hand gehad. En jy kon 'n lewe begin. En ek is op daar gepos by die landroskantoor en by die landroskantoor ek het vandag mense leer ken. Daar was geweldige tyd vir jou oë om oopgemaak te word en oop te gaan. Maar ek het vriende geword met 3 ou tannies. Onthou ek kom uit die army uit, is 'n 2-streek operaal. Maar ek het 3 ou tannies wat my wonderlikste vriende onder die son is. Ons het saam gesaans gekuier. Ons het checkersakke opgesny en gejekkel met die daai tyd sonhoede gejekkel en drama en sakke gejekkel. En elke aand by mekaar tee gedrink, koek geëet en geskinder. Terwyl ons handwerk doen. Aan Kurt en aan Kita en aan Chris en elke aand brand ek om vir hulle te vertel ek het 'n probleem en ek weet nie wat gaan aan nie. En ek het toe die boet by mekaar geskraap en vir hulle gesê, dit is wat ek wil wees, ek moet 'n vrou wees. Hier sit ek dan saam met julle, ek is besig om hierdie dinge te doen. Kan jy nou sien, ek is saam met Bertie Besser op die rugbyveld. Ek het 'n cricketgolf vir die cricketklub geskenk, net om aanvaar te wees as man, maar niemand het my eens bedank daarvoor. Ek dink ook, wat Yuri veral in belangstel ook, is die dokters, die sielkundige, want jy's die groot sielkundige toetse en goeders, dit sluit aan by wat jy nou gesê het, jy kon nie sommer net besluit dat jy wil nou 'n vrou wees nie, dit is 'n geweldige lang proses gewees, en die mediese deel daarachter is 'n ingewikkelde deel gewees. Hy is op pad. en die aand trek hy vir my aan as 'n vrou en ek gaan sê vir hulle toe, hier is ek. En hulle teekoppies het gerekkel en ek weet sit vol tee beland. Hulle het nie vir my herken nie. Maar hulle het my daarop gewys, ek moet by 'n dokter uitkom. En dis die eerste keer wat ek daaraan gedink het, dat 'n dokter vir my kon help. En soos ek sê, jy was net altyd op die regte plek, op die regte tyd, by die regte mense. Dat die dokter wat spoorwegdokter was, een van my ma se boyfriends was, skooldaag. Dr. Solly het vir my in sy kar gelaai en self afgeneem Port Elizabeth toe, na psychiater toe. En die psychiater het my toe geklassifiseer as 'n transseksuele persoon. Dis waar ek die eerste keer gehoor het wat transseksueel is. Afgestuur het na die Kaap toe, ek moes professor Pinstone sien hierso, hulle het my vol testosteron gespik, maar hulle kon nie van my 'n man maak nie. En dus ek op Pretoria toe, en die enigste plek waar jy werklik aanvaar was in 'n gay gemeenskap, maar die was nog agter tralies gehou gewees, want jy kon gevang word. As jy by 'n klub ingaan, moes jy gestempel word, want die polisieman kan inkom. En hy gaan sien, hier is dinge wat nie wat nie reg is nie. En hulle vertel toe vir my van 'n transseksuele kliniek by die Hagie Verbod Hospitaal. En Niels Ruitenbach my in sy kar gevat sy toe, en
aan professor Exner voorgestel. En toe moes ek elke dinsdag, en toe is daar 'n lang streep van die persone wat wil gaan vir die operasie. En die rede daarvoor, daai tyd, was juist die feit dat huis nie aanvaar was. En om sosiaal aanvaar te word, het die een besluit, hier is nou so 'n kliniek, ek gaan van my 'n vrou laat maak. En dan gaan ons die gemeenskap aanvaar word, want een is 'n vrou en een is 'n man, en dit is wat sosiaal aanvaarbaar is. Maar 19 is van hulle van die Poyntingsgebou afgespring in Pretoria, want hulle het vergeet wat hulle uit die staanspoor uit Gay gemaak het. Dit was 2 mans wat aangetrokken was tot mekaar. Dit was 'n man wat aangetrokken was tot 'n vrou. Nietemin, so moes ek elke dinsdagmiddag my aantrek as 'n vrou en in die queue gaan staan om by professor Exner uit te kom. Daar was maatskaplike werkers, daar was sielkundiges betrokke. Hulle huisinspeksie kom doen, onder watter omstandighede leef jy. Kyk in jou yskas, wat is in die yskas? Jy weet hoe jy lewe, al die verslae was teruggegee aan professor Exner. Wat is in jou klerekas? Wat is jou smaak wat klere aanbetref? Daar is ook 'n afwyking wat genoem word crossdressing. It wasn't me. Die dag toe ek goedgekeer was ek sal weer daarby kom. Maar in elk geval toe, moes jy elke dinsdag vir jou aantrek as 'n vrou. Jy moet jou naels doen, jy moet jou hare laat netjies maak, en dan moet jy op die bus klim, of by die taxi gaan, of jy moet stap om by die hospitaal uit te kom. En dan moet jy in hierdie queue gaan staan van mense wat soos hippies gelyk het. Daai tyd was die hippies vreeslik in die mode. En ek wil nie met hulle geassosieer wees nie. Dit is nie my sien hierdie nie. Ek is 'n vrou, ek is hierdie ongelijkte mense. En ek weet nie, daar was met jou toetse gedoen gewees, ja. Soos wat die mense seker vroeër daar beskou het as intelligentietoetse van een of ander aard. En dit het destyds 2 jaar geneem om as 'n kandidaat gekies te word. Jy vir 2 jaar lank daardeur moes gaan. Maar ek was dit gespaar en binne 6 maande goedgekeur as 'n kandidaat. En ek sal dit net nooit vergeet nie. My ma moes daai tyd daar wees toe die besluit geneem word, dat ek en sy aan hierdie kant van sy toonbank sit, professor Exner sit agter die toonbank, Dr. Botha en 2 van die sielkundiges sit aan die kant, en hulle sê vir my ma, ek is goedgekeur as 'n kandidaat. Ek sal dit net nooit vergeet nie, want daar was trane, daar was lag, daar was huil, daar was alles te mekaar, en die hele lot van hulle het geweet, hulle het die regte besluit geneem. Maar toe moes ek huis toe gaan, en vir 6 maande lang volledig as 'n vrou leef. En dis waar die storie ingekom het, as Sanne dan vir my die Vrydag laat eindig het by die een tak en die Maandag by die ander tak begin. Want my lewe het toe heeltemal 'n ommekeer geneem. Maar dit was werklik seker, ek meen die dag toe ek my identiteitsdokument ontvang was 'n ander hoogtepunt geweest, maar daai dag toe ek goedgekeur was as 'n good prospect, 'n goeie kandidaat. En was daar hormoonbehandeling? Nee, dis hoekom ek vandag met 'n krom rug loop. Daar was geen hormoonbehandeling geweest. En as ek nou navorsing gedoen het, Christine Jorgensen is in 1952 geopereer, toe ek gebore is. Sy was in Noorwe geopereer geweest. Het sy 'n hormoonbehandeling gehad. So hulle wil nie vir my sê, daar was nie, dit was nie bekend geweest nie. Persoonlik dink ek, want Dr. Botha is nie baie lank na my operasie nie, in 'n motorongeluk dood. Hy het 'n hartaanval gehad, terwyl hy bestuur het op pad Durban toe. En ek het nie geweet daar was so 'n geweldige nood vir hormone by my nie. Niemand het my ooit daarop gewys nie. Selfs al die jare wat ek groot geword het en oud geword het,
het niemand my daarop gewys nie. Toe ek laat my boek verskyn het en bekend gestel is op Kraddock, Etienne van Heerden het my genooi om dit by sy veldstorie bekend te stel. En sy vrou Kaya is 'n dokter. En sy het vir my daarop gewys hoekom ek osteoporose het. En is gevolg van die feit dat ek nooit enige hormoonaanvullings gehad het. En nou ja, dit help nie om verdagte te kry nie. Want my rug is klaar krom getrek. En ek het klaar die osteoporose en die beendensiteit is maar baie skraal. Die een ding wat my die hele tyd wat jy ons genoem het, is die stem. Het jy stemverandering gehad soos 'n seun misbruik? My stem is soos ek gebore is. Ek dink hy's eintlik vanaand vreeslik skor. Hy het 'n droë keel van opgewondenheid. Ek is nog steeds soos wat ek gebore is. Ek het alles aan my, is niks verander nie. Wie is die een wat so die Olympiese Spele gewen het, tienkamp? Kardashians se pa. Ja, hoe? Kees Jenner, ja. Nou, ander naam. Die het Adams Appel verwyder in plastische chirurgie ondergaan en al sulke goed. Ek het met die geld gehad vir sulke dinge. En ek persoonlik dink hy was so aantreklike man gewees as hy net gegaan het vir die operasie. Maar ek is ook nie seker dat dit gedoen is nie. Ek kan nie sy rok optel en kyk nie, maar ek weet nie dat dit werk nie. Skot nie. Hy daar nie goed nie. Maar nee, ek persoonlik dink is iemand wat 'n hoë profiel gehandhaaf het deur sy lewe. En ek het 'n hand van vriendskap uitgereik as die oudste Suid-Afrikaner na die persoon toe dit nie aanvaar nie. Laat ons ervarings kon uitbrei. Want hy het ook op 'n laat ouderdom dit eers gedoen. So daar moes dinge gebeur het. Wat plastische chirurgie aanbetref. Daar moes, want hy lyk glad nie meer aan die persoon wat hy was. Maar of hy ooit gegaan het vir die volle operasie of nie, kan ek nie antwoord nie. Maar my persoonlike opinie is dat hy nie uitgesproke genoeg is nie, wil sy man staan nie en sê hy het nie. Ek wil net nog een vraag en dis polities. Wat van Trump? Ja, dit is ook op my lysie. Wat van Trump? En as Trump my vanaand hier so was, of as hy by jou gaan koffie drink in die strand en jy kan vir hom iets sê of een vraag vra, wat sal dit wees? Ek sê vir hom sê, trek af jou broek en wys my jy 'n olifant slurp. Ek beskou hom werklik as iemand wat net homself liefhet. Hy beskou nie sy naaste nie. Hy is lief vir homself, hy kyk net in die spieël en hy praat met homself. Jy sal sien as hy praat met sy praatjies en toesprake wat hy hou. Hy kyk nooit iemand in die gesig nie. En hy hou nie van vrouens nie. Wel, ek weet, hy het 'n spul kinders gemaak, hy moet hou van 'n vrou. Wel, ek weet nie, dan het hy 'n afwyking, want hy hou nie van 'n sekere gedeelte van 'n vrou. Vreeslik swaar lê op almal se gemoed is transgender, die transgender gemeenskap. Maar na jou praatjie vanaand is dit net vir my ongelooflike oppervlakkig en na daai hele situasie kyk. Dit is nie so nie. Dit gaan oor kleedkamers en swembaddens en atletiekvelde. Dit is so oppervlakkig. Maar ek kon Maar dis jy het my vraag geantwoord oor die hormoonbehandeling. Ek het nie besef dat dit nie 'n opsie vir jou was nie. Ek het tot dit gewonder hoekom nie. Ek wil eintlik net 'n opmerking maak oor die tyd waarin jy hierdie verandering gegaan het. En ek is verstom om te vergelyk hoe die tyd van 1975 was en nou 2050 jaar verskil. Mense sal dink dat niks aanvaarbaar was daai tyd nie. Ek seker in 'n sekere mate was dit ook nie gewees nie. Dit was Maar jou storie van hoe jy vertel hoe Standard Bank en Nedbank en die dokters ja en van die mense in die omgewing hanteer het, ek was verstom dat daar so 'n
ondersteuning was, wat dit dan betref. Maar nou in retrospect weet ek dit eers. Ja. Jy het dit nooit so beskou dees. As mens kyk na die politieke landskap vandag, hoe dit net hoeveel seerder jy dalk sou kon gemaak maar weet. Ja. Wel, ek sal jou vertel van twee instansies wat my pad gekruis het sedert die boek gepubliseer is. Dat 'n vrou van Jeffreys Bay vir my gebel eendag en sê haar seuns nou hy gaan nou 11 word. Maar met sy ouers se toestemming en hy het 'n broer en 'n suster. Met sy ouers se toestemming het hy skool toe gegaan in Sip A. Ek ken net nie die nuwe term nie, maar Sip A matriek nog vir my betaal. Sip A toe as 'n dogtertjie. En van toe af 6 jaar ouderdom tot 11 jaar skool toe gegaan as 'n dogtertjie sonder dat die prinsipaal dit is. Nou weet ek wat Steve Hofmeyr sou doen as hy dit moet doen. Maar die feit is, daai kind kon gevallig nombeseer het. En dit uitgevind word. Kan jy dink wat die skade dit aan my kind sou veroorsaak? Ek het die vrou so uitgeskel oor die vrou nog praat. Hoe onverantwoordelik kan jy wees? Jy bel nou vir my om te sê hoe jou kind ondersteun moet word en onderskaap moet word en gedra moet word. Ek gaan jou in die regte rigting stuur, maar ek neem jou kwalijk dat jy dit gedoen het. Want daai kind kon baie seker, hy kon van sy trolley afgeraak. Ja. Want nou is die ding uit in die ope en hy gaan geboelie word. Hy gaan geterg word. Daar is none as cruel as a child. Onwetend, hulle besef nie. Maar dit is omdat hulle so eerlik is. Exactly. Ja. Exactly. Nog 'n vraag, daar's 'n vraag daarso. Ekskuus net voor ek klaar maak. Ek gaan nou bespaar, maar het hy nie in hy rok gegaan nie en hy het soos 'n seentjie aangetrek, maar soos 'n meisie aangetrek was hy verkoesting. Dis my Wat is 'n situasie, ek weet nie of jy gehoor daarvan beluister nie, maar dit is iets wat deurlopend is in die land op die oomblik. Sulke soortgelyke scenario's. En die ouers is waningelig in sover dat hulle nie weet hoe om so 'n kind te ondersteun nie. In die eerste plek. Al die hulp wat hulle kan kry. Yes. Dit is nie so oningelig nie, maar die samelewing is. Dis 'n storie. En dis jou moeilik. Maar dis waarteen hulle beskerm moet word. Ek het Marina se neefie byvoorbeeld het uitgekom by ons in die kombuis as kei. Nou sy pa is seker een van die mees masochistiese mense wat jy aan kan dink. Die dag wat hy gehoor het sy seun is gay, in die kombuis op Hermanus, is die seun by hom verbyloop, dan gaan staan hy met sy agterwerk teen die muur. Verstaan jy? Wat se verkleinering dit moes gewees het vir daai kind. Maar vandag is daai kind is op pad om sy doktersgraad nou is op die oomblik in Holland, in Groningen. Hy gaan terugkom as 'n dokter in rekeningkunde by die Universiteit van Stellenbosch se lektor. Hy is getroud met 'n man en hulle 3 surrogaat kinders. En jy kan nie dink aan 'n huisgesin wat groter respek het vir die lewe as hulle nie. Die een is 'n orgelis in die kerk. Anders saak, maar hy is orgelis in die kerk. Hulle word aanvaar deur die gemeenskap. Die kinders, het is absoluut normaal. 'n tweeling en 'n oudste seentjie. Absoluut normaal. Ek weet net nie wat gaan gebeur met die kinders later van tyd nie. Of daar enigstens iets gaan op hulle beïndruk word. Iemand onthou hulle is kinders op hierdie stadium. Jy kan dit nog nie agterkom nie. Maar die dag toe die seun uitkom in ons kombuis, het ek vir hom gesê, asseblief in die eerste ding wat jy nou moet doen, is om vir jou ma en pa dit te vertel. Moenie dat hulle dit hoor by 'n derde party nie. Sê dit self vir hulle. Dit het baie oorreding gevat om hom sover te kry om dit te doen. Maar hy het toe die moed by mekaar geskraap en oor die telefoon dit vir hulle gesê. Hy kon nie vir hulle in die gesig kyk om dit te doen.
wat vir my nog altyd op vandag toe jammerte is. Sy ma het vir my gebel, want die hele familie het alles van my geweet. Ek het nog nooit iets weggesteek van myself vir enige een. Sy ma het seker 3 maande lank vir my gebel, elke dag bank toe, gehuil en gepleit. Sy wil die dominees, waarom na die dominees toe vat en die psigiaters en die sielkundiges en enige iemand wat daar kind kan hê, want daar kind gaan nou die afgronde afgaan, hy gaan gestraf word, hy gaan verstoot word, hy gaan uitgewerk word deur almal. En vandag het sy hom liewer as wat sy enige van haar dogters het. Die een dogter is in Kimberley, die ander een is in die Parel, en sy het meer met haar seun te doen as met die dogters. Wat eintlik onregverdig is. My probleem is nie binne in die familiestruktuur nie. My probleem is, hierdie kinders moet in die wêreld uitbeweeg. En die enigste manier wat jy kan uitbeweeg. Ek vind dit ongelooflik weer baie kinders. Maar is omdat hulle nie by die huis daai onderskraging gekry het en selfverstandig. My kind het dit, maar dit maak nie die aanslag van die gemeenskap ligter op daai punt. En ek vind my groot vrees is dat hy knak voor hy kom waar jy is. Wel, hy sal nie knak as hy sy ouers se ondersteuning het nie. Julle, ons sal nog vir ure kan gesels vanaand en ek dink daar is nog nagdom vrae, maar ongelukkig is die tyd het ons nou ingehaal. Ben wys op vir my die rooi lig het daar aangegaan. Ek wil net sê julle eendag sê Elise is so toeganklik en so oop. Asseblief almal van julle wat hier is, niemand van ons kom van te ver af nie. As ons verder wil gesels, Elise is altyd game vir 'n koffie, of 'n glas wyn of enige iets. So die feit dat die vraesessie nou ongelukkig moet ophou beteken nie die gesprek hoef op te hou nie. Ek dink die gesprek kan nog baie langer aangaan. Elise, ek wil vir jou saam vir jou dankie te sê en baie dankie vir julle wat almal gekom het en ek is regtig wel jammer dat ons nou die gesprek moet afpak, maar die tyd is net besig om ons in te haal. So, ek sit nie so en ek dink, maar wat is nou eintlik normaal? En wat is abnormaal? En wat by my opkom is, dit is abnormaal om nie te sê Tannie Elise. Baie dankie. Dit was so 'n lekker gesprek geweest. Dit was so insiggewend geweest. En wat my nogals getref het vanaand, ek is gay en daar's soveel baie wat saamgestap is. En ek dink aan die laaste vraag van wanneer raak dit beter? Dit raak beter die dag as jy jou eie tribe gevind het. En jou tribe is nie noodwendig net gay mense nie. Dit is mense wat hier so in die groep sit wat ook kop is oor die lewe en kan bietjie dink. Ek dink die belangrike ding is dat daar mense is soos Tannie Elise wat toeganklik is en wat vir kinders soos daar kan sê, maar it gets better, and it really does. Ons sê baie dankie. Dit is 'n voorreg gewees en ja, ek is sonder woorde. Baie dankie. Dankie. Baie dankie. Dit is wonderlik. Nou, maar jy gaan nou met laat ek jou soen, want ek gaan nie opstaan. Baie dankie. Julle Elise boek, soos ons nou gesê het, hy is hier so, hy is te koop, is R300 te boek. As julle nie kontant het nie, kan julle by die kaartmasjien betaal. En sy gaan ook later van die boeke, van Elise boek hier aanhou ook, so ons gaan nog 'n paar minute hier so wees, die wat 'n boek verkoop, sal Elise teken. Baie dankie julle, baie dankie nogmaals vir vanaand. Dankie.